Vandag wil ek 'n bekende wonderverhaal met jou deel, en dit kom uit Lukas 17, en dis natuurlik die verhaal waar Jesus die 10 melaatses genees het. Nou hier lees ons dat die melaatses vir Jesus uitgeroep het, Here, ontferm U oor ons. Nou waarom hulle uitgeroep het, is omdat melaatses buite die dorp gebly het. Hulle mag nie naby die dorp gekom het, of naby gesonde mense gekom het nie, en daarom moes hulle uitroep, en ons lees in Levitikus, dat 'n melaatse persoon moes uitroep as iemand naby hom kom, onrein, sodat die gesonde persoon sal agterkom en besef, maar hier's 'n melaatse naby hom. En ek vreeslik hartseer, as mens hiervan hoor en hoe hierdie mense uitgewerp is. Maar hierdie mense kom na Jesus toe en hy ontferm hom oor hulle, en ek lees graag vir jou vanaf vers 14. En toe Jesus nou hierdie mense sien, sê hy, gaan wys julle vir die priester. Op pad daarheen het hulle gesond geword, 'n wonderwerk het gebeur, né? En een van hulle, toe hy sien dat hy genees het, het omgedraai en God hardop geprys. So, hy het God hardop geloof en prys, dis vir my so mooi. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie een man, en hy is nie eers 'n Jood nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Sjoe, ja, hierdie teks sê vir my iets van, dat God verwag ook van ons lofliedere. Hy verwag ook van ons dank, want Jesus sê, waar is die ander 9 dan? Natuurlik mag ons vir die Here dinge vra, en natuurlik mag ons by hom kla, maar God wil ook hê dat ons hom moet loof en prys, en dit staan ook so mooi in Psalm 92, dis goed om die Here te loof, en om sy naam te besing, allerhoogste, dis elke môre sy liefde nuut, en elke môre moet ons daarvan getuig, sê hierdie Psalm. Maar wat vir my aangrypend van hierdie teks is Jesus wat dan vir hierdie man sê, staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. En kenners meen dat hierdie woord gered, 'n beter vertaling vir hierdie woord is, as ons dit nou in Engels sou sê, has made you whole. Met ander woorde, dit het jou heel gemaak. En ek wonder of dit nie daaroor gaan, dat as jy dankbaar is, dan beleef jy genesing, dan beleef jy God net op 'n ander vlak, dan word jy regtig heel, en of dankbaarheid nie dalk een van die sleutels is, tot geluk nie, vergenoegdheid. Ja, hierdie was vir my so aangrypend, toe ek lees, dat to make you whole, 'n beter vertaling is, vir jou geloof het jou gered. Ja, hierdie man het toe genesing op 'n baie dieper vlak beleef, omdat hy dankbaar was. En daarom wil ek vandag vir jou vra, hoe klink jou gebede? Hoe klink jou woorde? So rukkie terug kom ek agter dat my gebed net een gekerm is. En toe my klein seentjie, wat nou ook bietjie op 'n teemstadium is, die heel dag in my ore teem, toe dink ek, sjoe, dit is seker maar hoe dit vir die Here moet voel, as iemand die heeltyd so in sy ore kerm en teem, né? En daarmee sê ek nie, ons mag nie vra nie, en ons mag nie by die Here kla nie, maar ek dink tog dat God wil hê, ons moet hom loof en prys en aanbid derendtyd, en dat dit 'n sleutel is tot ware geluk. Ja, skryf neer al daai dinge waarvoor jy dankbaar is, want partykeer neem ons dinge sommer so vanselfsprekend, né? Daai koppie koffie wat jy vanoggend saam met jou geliefde kon drink, jou kinders, jou gesondheid, die feit dat jy werk het, die feit dat jy 'n dak oor jou kop het. In ons gemeente is daar 'n hele aantal plakkerskampe. En as ek nou en dan gaan stap deur hierdie plakkerskamp en ek sien die haglike omstandighede waarin hierdie mense bly, dan besef ek net weer hoeveel ek het om voor dankbaar te wees. En ja, ons moet die heeltyd fokus op dit wat ons wel het, want ons is tog so geneig om te fokus op dit wat ons nie het nie. Ek wil jou uitdaag om vandag vir die Here te loof en prys, vir die groot dinge wat hy in jou lewe doen, maar ook vir daai klein dingetjies wat ons sommer van selfsprekend vat, die sonsopkoms en die sonsondergang, om in 'n lekker warm bed te kan slaap, om 'n warm bad te kan vat, sjoe, voorregte, genade uit sy hand.